In hierdie nuwe dag is dit my baie groot voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Hartlik welkom, liewe vriende, by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, 2 Timoteus hoofstuk 3, vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome, voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Broeder en suster, Paulus is die skrywer van hierdie brief, 2 Timoteus. En dit is 'n brief wat hy aan die jong man Timoteus geskryf het, wat hy as leraar agtergelaat het in die gemeente van Efese, om daar in diens van die Here te staan. In hierdie brief sien ons hoe Paulus baie belangrike en waardevolle raad vir Timoteus as 'n jong leraar gee. Hierdie woorde, wat ons vanmôre saam gelees het in vers 16 en 17, is van uiterste belang vir elke Christen. Paulus sê dat die woord van God deur God self geïnspireer is. En dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Ek en jy moet nooit die woord van God onderskat nie. Hierdie is woorde uit die hemel self, uit die hart van God, wat hy aan ons bekend kom maak het, om goddelike waarhede aan ons mee te deel, dat ek en jy kan weet hoe om te lewe en wat God van ons verwag. Paulus sê, die woord van God het groot waarde om in die eerste plek in die waarheid te onderrig, maar dan ook om dwalinge te bestry. Jy moet alle leringe gaan toets aan die woord van God. Jy moenie sommer elke ding glo wat jy hoor nie. Maak seker dat dit in die Bybel staan en dat dit suiwer en waar is. Die derde ding wat Paulus hier vir ons sê, is dat die woord van God vir ons gegee is om verkeerdhede reg te stel. Daar is baie verkeerdhede in hierdie wêreld, want mense volg hulle eie koppe. Maar ek en jy moet met die woord van God in ons hand verkeerdhede regstel, want ons dien 'n God wat goeie dinge wil doen, en daardie goeie dinge stort hy in ons harte uit. Dan sê Paulus verder dat die woord van God vir ons gegee is om aan ons 'n regte lewenswyse te help kweek. En dit het ons elkeen nodig. Ons moet die regte lewenswyse leef tot eer van die Here. En ons kan nie weet hoe om dit te doen as ons nie die woord van God het nie. Daarom moet jy die woord van God lees en bestudeer, daarin glo, dit jou eie maak, en as jy dit doen, dan sal jy toegerus wees en sal jy vir die Here goeie werke kan doen, dit wat hy van ons vra en wat hy van ons verwag. My bede is dat die Here hierdie teks van vandag sal gebruik om jou op die regte pad te lei en jou gehoorsaam aan die Here te maak, sodat jy nader aan God kan beweeg en kan groei in jou geloofslewe, en dat jou lewe hom net elke dag meer sal verheerlik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag wat ons uit U hand ontvang, en vir die voorreg om hierdie dag in U naam te begin. Dankie dat U ons Vader is wat ons ryklik seën en lei en versorg, en dat U U woord aan ons gegee het om die regte lewenswyse vir ons aan te kweek. U woord is die waarheid en ons glo dit van harte, Here. Help ons om dit te gaan toepas ook elke dag in ons lewe. Dankie Here vir hierdie nuwe dag wat U aan ons lewens kom toevoeg. Laat hierdie dag werklik vir ons 'n geseënde dag wees. Laat ons ook hierdie dag sinvol gebruik om U naam groot te maak en die koninkryk uit te brei. En dankie vir die Heilige Gees wat ons daartoe help. Vergewe al ons sondes, Here, en ons loof U omdat U ons God is. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Dankie vriende, 'n geseënde dag.